episode van Radio Scriptura, 'n potgooi van Scriptura. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê die hele skrif is deur God geasem. Die woord van God is voldoende om ons te onderrig in die waarheid, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte leefstyl by ons te kweek. Scriptura is daarop gemik om dit vir jou te wys. Jou gasheer vir hierdie episode is Gerard van Ryn. Goeiedag almal, dis lekker om vandag weer saam met julle te gesels. En vandag is dit ek en Jaco, die wyse manne sonder hare. Hoe gaan dit, Jaco? Môre Gerrie, dit gaan goed. Ek is bly jy sê wyse manne sonder hare. Ek hoop dit is regtig 'n teken daarvan. Ja. Ons is besig met ons reeks oor pastorale sake en vandag gaan ons gesels oor konflik in die kerk. Nou, waar verskillende mense bymekaar is konflik maar onvermydelik baie keer. En vandag se episode fokus ons nou bietjie op maar hoe behoort ons konflik te hanteer? Want dit is iets wat kan maak dat iemand sommer net besluit, wel nou vat ek my goed en ek loop. Ek het skry gekry en nou stap ek my eie paadjie. Maar die Bybel gee vir ons 'n mooi lyn wat ons behoort te volg en waarna ons moet kyk. So in vandag se episode gaan ons bietjie gesels oor die kerk wat God se huis is. En dan die vraag, is alle konflik verkeerd? Baie belangrike punt daarna, wat is elkeen se verantwoordelikheid? Hierso het ons elkeen net baie wat ons moet doen. Baie keer ook ons krots in ons sakke steek. En dan die laaste vraag, nou, hoe behoort konflik in die kerk hanteer te word? Nou, ons begin met die kerk is God se huis in 1 Timoteus 3 vers 14 tot vers 16, ons kan maar sê dit is die kern van die brief. Dan word die Here se kerk 2 dinge genoem. Aan die een kant die pilaar en fundament of grondslag van die waarheid, en aan die ander kant die huis of die huishouding. Jy kan dit selfs vertaal met die huisgesin van God. Nou, die rede om by hierdie punt te begin gaan daaroor om ons te herinner, maar ons is God se huis. Ons is 'n klomp mense wat hy bymekaar gesit het, uiteenlopende mense, en soos dit in meeste huisgesinne uitwees. En gaan boetie soms vir sussie haar hare in die inkpot krik, of sussie gaan boetie se toon krap, maar dit bly God se huis. So, Jaco, watter beginsels dink jy moet ons hier uitkry vir die hantering van konflik? Ek dink dis waar jy begin is en waar ons begin met hierdie spesifieke onderwerp is bitter baie belangrik, want ons vergeet wanneer ons in die kerk saamleef, vergeet ons wie ons werklik is, en ons raak so verknog en vasgevang en in hierdie wêreld in met ons voete, dat ons vergeet dat wat ons ware identiteit bo waar ons in hierdie wêreld leef. En dit is hierdie idees wat jy nou hier oorgebring het, die kerk as 'n huis of 'n huisgesin, en dat ons huisgenote van daai huisgesin is, van hierdie geestelike huisgesin. En Petrus praat daaroor dat die Here bou 'n geestelike huis en ons is boustene van daai geestelike huis. Ons weet natuurlik ook van die liggaambeeld van 1 Korinte 12, die kerk is 'n liggaam en ons is lede van daai liggaam, en daar maak Paulus ook daai sterk boodskap van hoe hierdie lede met mekaar saamleef en hoe hulle mekaar ag, nê? Hoe selfs die geringste die grootste is, nê? En dis maar hoe konflik werk, is wanneer ons oor mekaar begin kyk, wanneer ek neerkyk op 'n ander een en gering ag wat jy sê en jou laat minderwaardig voel en al daai tipe goede. So hierdie idee van familie, huisgesin, ons is lede van hierdie familie, ons is lede van God se familie, dit is sy huis, en ek dink daai punt wat jy daaroor oorgebring het, dat die huisgesin van God is sy huis, en hy vertel vir ons hoe ons in sy huis moet saamleef, en daar's baie opdragte daaroor, dat wat vrede regeer in julle harte, skryf Paulus in Filippense. Ons sien selfs dan Filippense wat 2
sterk vroue konflik gehad het hoe Paulus iemand aanstel. Nee, gaan sorg asseblief daai bekleiere uit is na twee, al twee my medestryders in Christus is, né? Ja. En so ons kan baie praat daaroor. Eensgesind te wees. Ja, en weet Efesiërs 2 vers 19 praat van julle is medeburgers van die heiliges in die huisgenote van God. Dis pragtige woorde, burgers. Ons is deel van 'n hemelse stad waarvan ons medeburgers is. So die plek waarin ons leef staan bo die orde van hierdie wêreld. Ja, ons is ook fisiese families hier op aarde, maar ons moet besef die familie wat ons in die hemele mee saamleef is bo dit, en ons vergeet dit baie keer in konflik. By ons eie huise sal ons baie streng reëls hê oor hoe ons met mekaar omgaan. Vir elke huisgesin 'n goeie gefunksioneerde huis gaan dit sy eie reëls, en sal pa vir boetie altyd vermaan, onthou dis jou boetie daai nie met wie jy praat, of dalk sal selfs van die ouer kinders sê, pa, onthou dis mamma met wie jy praat, jy weet. Maar dan vergeet as ons in die huisgesin van God kom, dan kwets ons maklik, ons maak vyande, asof die persoon saam met wie ek in hierdie huisgesin leef, is nou skielik my vyand, ek behandel hom nie soos 'n familielid nie. Ons sal mekaar verdra in ons eie huise, nee, maar ons sal mekaar nie verdra in die groter familie van God nie. So ons moet daar waar ons moet begin. Wie is ons? As ek na jou kyk en jy na my kyk, wat sien ek? En wie is jy vir my en wat is ek vir jou? Ja, dis 'n baie belangrike punt wat jy maak. Dis altyd vir my baie interessant. Mense is bereid om baie toegeeflik op baie plekke te wees en tegemoetkomend, en ons kan selfs maar die woorde gebruik, 'n baie dik vel te hê by die werk of so. Maar wanneer dit by die kerk kom, dan soos vel is ons baie dun. En ek dink nogal dat dit te doen met die feit dat ons nie altyd onthou maar ons is 'n huisgesin nie. Baie mense hou vas aan die idee van kerk, van alles moet koud en klinies en 100% reg loop en alles moet net reg wees. En dan kan dit gebeur dat ek soms al die genade self vasgryp, wat ons moet doen, ons gryp na Christus, maar ek gun dit nie vir ander mense nie. Hulle moes mos nou van beter geweet het. So hierdie is 'n belangrike beeld om aan vas te hou. Ons is God se huisgesin, en die mooi is, selfs al is daar konflik, selfs al voel ons nie te lekker oor mekaar nie, ons bly God se huisgesin. Dit gaan dit nie verander nie. En dan natuurlik daarmee saam, soos ek gesê het in 1 Timoteus 3 vers 14 tot 16, waar die klem op die waarheid ook geplaas word. Die liefde en die waarheid wat so belangrik vir die kerk is. En dit bring ons dan eintlik by die volgende punt, die vraag, maar is alle konflik verkeerd? Moet ons as gelowiges nou net deur hierdie lewe gaan en maar net alles duld, en dat almal maar net hopelik mooi maak met ons en ons mooi maak met almal? Hoe moet ons konflik sien? Wat sal jy sê? Ek dink nou willekeurig, en ek het nie die teks voor my nie, in daai gedeelte, ek dink Paulus skryf dit in Korinte vir die Korinte kerk, wat natuurlik ook baie konflik gehad het. Waar en ek parafraseer so 'n bietjie wat hy gesê het, hy sê basies, konflik sal daar wees. Konflik is ook goed, sê hy, want dit wys wie opreg is. So konflik is nie 'n slegte ding nie, dis 'n goeie ding. As verskeie ander voorbeelde, selfs in Spreuke en ander tekste wat vir ons wys dat konflik is juis ook deel van ons heiligmaking, né? Ons sien verskille tussen Paulus en Barnabas so skerp dat hulle selfs ook baie geskei het vir 'n tyd. Ons sien konflik tussen Paulus en Petrus in Galasiërs 2 vers 11 waar Petrus vir 'n oomblik neerkyk op die heidene en Paulus hom in die publiek vermaan, openlik baie skerp vermaan. Ons sien Spreuke 27 vers 17, yster slyp yster, so slyp die een mens die een persoon die ander. En so konflik is 'n baie goeie ding. Dit bring ons eie sonde na vore. Dit bring ons eie vleeslike gedagtes na vore. As ons by mekaar kom, ons het almal blinde kolle, Gerrie. Ek het blinde kolle, jy het blinde kolle, maar soos ons saamleef in die kerk as familie en as huisgenote, word ons gedruk. En ek is getroud, jy's getroud, ek is 'n bietjie langer getroud. Jy weet, daar's nie 'n groter slypsteen as die huwelik nie, want daar leef twee verskillende geslagte, almal in een huis wat uit twee agtergronde families kom, en
die eerste jare is wonderlik en romanties en soms selfs minder. Die verhouding voor die tyd is wonderlik en romanties totdat die karretjie daar wegry op honeymoon of die honeymoon verby is, né? En so dit is baie goeie ding en so leer ons nou. Ek in huwelik, ek as 'n man, hoe moet ek my vrou ook eer en dien? En jy en sy is 'n vrou, hoe moet sy haar man eer en onderdanig wees soos die Here vir ons leer en kinders ook. Nou, ek meen daai familiebeginsel pas in die kerk toe. Jy weet, ons kom almal met ons eie idees in die kerk in. En ek dink 'n bietjie terug aan die vorige punt ook, ek wou dit toe vinnig genoem het, maar ons groot probleem is ons hanteer die kerk asof die kerk aan ons behoort. Maar Paulus skryf baie ons kerk, nee, en ons gaan hom maak soos ons daarvan hou. Kerk moet wees soos ek daarvan hou. Anders is ek in konflik met mense en met die kerk. En daai teks wat jy aangehaal het, sê Paulus, hoe julle moet gedra in die huisgesin van God. Ons kom as onderdaniges in die kerk. En eerstens onderdanig aan die hoof van die kerk. En ons volg sy reëls, wat hy vir ons sê. Hy is ons hoof, hy is ons goeie herder, hy weet wat hy gesê het. En so ja, om terug te kom na die konflik idee. En is juist daai konsep word ook uitgespeel in konflik. As jy 'n kerkraadsvergadering sit, jy weet self hoe kerkraadsvergadering soms met 'n moeilike punt kan gaan. Maar nou is ons broeders saam en ons moet 'n gesamentlike meerderheidsbesluit neem waar ons kan sê die Heilige Gees in ons het besluit. En dit is wat soms 'n lang stoeipunt, né? 'n gestoeiery. En ek moet my neerlê my broeder en ek moet na my broeder luister want hy's deel van die proses waardeur ek ook God se woord verstaan. En waardeur ek ook saam met hom groei. Ek is 'n lid van daai kerk waar hy 'n voet is en ek 'n hand is. Konflik is 'n baie goeie ding. Dit openbaar ons motiewe soos Paulus sê, daai selfsugtige motiewe, né? Waarom ons sekere dinge doen en beklei oor sekere dinge. Ja, daarom gaan ek nou nie bekleierig met jou raak nie, want dit klink regtig of jy my notas onder oë gehad het vir vandag se episode. Dis pragtig. Ek dink die belangrike is ons konflik, dis nie altyd lekker nie, maar dis geleentheid vir groei, vir heiligmaking. Ja. En dan die mooi voorbeelde wat ons in die Bybel kry is, daar waar die waarheid op die spel is, het die gelowiges nie omgegee om ouens reguit aan te vat nie. Dink maar aan, jy het verwys na Paulus wat vir Petrus ernstig vermaan het, sommer vir almal, oor sy skynheiligheid. Dink maar aan 1 Timoteus 3 vers 20 waar Paulus nie eers bang was om name te noem nie. Ek het vir Hymeneus en Alexander oorgegee aan die duiwel. Ek het hulle in die wêreld laat hulle kan besef dat hulle tot inkeer kan kom. So oral waar die waarheid op die spel is, moet ons nie wegskram van konflik nie. Mag ons nie sê wel ter wille van die liewe vrede gaan ons dit net los nie. Maar dit beteken nie ons is nou 'n klomp bekleierige billebakke met almal nie. Want ons elkeen het 'n verantwoordelikheid. Die Here met die bergrede begin, Matteus 5 vers 9, geseënd is die vredemakers. En as hy ons onse Vader gebed leer om te bid, vergewe ons soos ons ander vergewe. En dan nadat hy die gebed gegee het in Matteus sê hy ook, maar as julle nie ander vergewe nie, hoe gaan julle Vader in die hemel julle vergewe? Met ander woorde, ek kan vergewe, want ek besef dat ek in Christus vergewe is. So daar kom daar die verantwoordelikheid om te vergewe. Soos ons Here Jesus ook gesê het, self 7x70 keer te vergewe. Maar my vraag nou oor hierdie punt vir jou is, Jaco, kom ons sê ek vergewe iemand, maar daar kom dan nou nie herstel in die verhouding nie, of hulle doen niks van hulle kant af nie, wat dan nou? Ja, is 'n goeie vraag. Ons het een keer in ons episode daar gehad oor vergifnis, wat dit een van die punte was. En ja, net voor jy daartoe gaan, ek wil net eendag terugstap tog na die vrede situasie waarvan jy gepraat het, is ons leef in 'n postmoderne wêreld en dis die siekte van ons tyd, né? Vrede ten alle koste. En dit wat baie van die dwalinge in ons kerk dryf vandag. En ek dink, en daar's een aanhaling van J.C. Ryle wat ek myself altyd baie aan herinner, en ek gaan dit nou in Afrikaans parafraseer, waar hy sê, moenie die waarheid op die altaar van vrede offer nie.
né? En so die vrede waarvan ons hier praat is nie 'n vrede ten koste van die waarheid nie. Dis 'n vrede wat die waarheid liefhet. Want 1 Korintiërs 13, ek kan nie presies onthou wat 'n vers nie sê, die liefde het die waarheid lief. So God se liefde is gans anders as die wêreld se liefde. Wêreld se liefde wil ten alle koste, dis mos die groot vrede poging van vandag wat die United Nations en wat is die groot kerkliggaam, nou kan ek sy ding vergeet nie, die ekumeniese kerkbewegings nastreef, nê? Vrede ten alle koste, selfs ten koste van kriminele aktiwiteit. Ons moet asseblief net wêreldvrede hê. En dis nie die vrede waarvan ons hier praat nie. God se vrede is gans anders. God se vrede, sy eienskappe is alles een. God is liefde, God is vrede. God is geregtigheid, God is heiligheid. So dit moet die basis wees, ook as ons praat oor verantwoordelikheid. Wat is my verantwoordelikheid rondom vrede? Dat God se prioriteite moet my prioriteite wees. En dit sluit in jou as medebroeder en suster is ook my verantwoordelikheid. Ek kan nie onverantwoordelik met my woorde omgaan nie. En daai Bybelse beginsel wat Jesus self vir ons geleer het, ons moet eers na onsself kyk. Haal die balk eers uit jou eie oog uit voor jy oor jou broeder praat. En hoe hy self vir ons geleer het toe hy voete gewas het en gesê het, gaan doen julle net so. So nederigheid, diensbaarheid, bereidwilligheid om die minste te wees, wat ook uit die bergrede uitkom. Dis wat vrede dryf, maar dit dryf nie, ons kan byvoorbeeld nie daai beginsels gebruik en dan sê ons nou, as ons in die kerk stry, en ek noem nou 'n baie relevante voorbeeld wat ons nou weet ook in julle synode afgespeel het en wêreldwyd in die kerk afspeel, die vrou in die amp storie. Weet een van die lyne waarmee vrou in die amp in die kerk probeer geakkommodeer word is, ons moet nou dit as 'n minder saak hanteer, sodat ons in vrede met mekaar kan saamleef. Laat daai kerk toe, wat oor homoseksualiteit iets glo, in burgerlike verbintenis, leef in vrede saam met dit. Ja, jy verskil daarmee, maar hy is tog nog steeds jou huisgenoot. En die Bybel wys vir ons huisgenootskap lê in Christus, in die waarheid van sy skrif. So ek dink ek gaan so 'n bietjie aan oor daai ding, maar dit is nog steeds my by verantwoordelikheid, want ek het 'n verantwoordelikheid om daai waarheid van Christus na te streef, maar in dieselfde asem hê jou naaste lief soos jouself. Maar ons weet Jesus het die liefde na God toe eerste gestel, want ons liefde na ons naaste vloei daaruit. Ek kan nie ware liefde vir my naaste hê nie. Ek kan nie my naaste dien as ek God nie eerstens bo alles liefhet ten koste van myself vir sy waarheid en sy woord nie. En okay, om nou terug te kom by jou vraag net so vinnig. So ons het mense kan ook gaan luister na daai episode, maar die beginsel is ons streef daai vrede en daai vergifnis na maar ons het in daai episode gesê daar kom 'n punt waar vergifnis nie noodwendig beteken dat ek by iemand bly wat my nie wil vergewe nie. Ek kan nog steeds vergewe, maar ons dalk doen dit wat Paulus en Barnabas gedoen het. Dit ons vir mekaar moet sê, goed, ons paai skei fisies. Ek skei nie van jou as my broer nie, maar terwille van die vrede en dat hierdie saak aanhou en ek jou vergifnis gevra het of ek met my regtig na jou toe gekom het en myself op die altaar gesit het om die saak met jou te beredeneer en op te los en jou aan daarmee, moet ek ook myself lief hê, want hê jouself lief, ander lief soos jouself. En as dit beteken dat jy my aan mekaar gaan kwets, jy my aan mekaar gaan sleg sê, jy mekaar aan mekaar gaan beledig ten spyte van die feit dat ek my voor jou neergelê het, vergifnis gevra het en selfs al verskil ek van jou, my verskil eenkant gesit het en jy hou aan dat ek gaan sê, broer, ek is lief vir jou, ek vergewe jou, maar ons gaan 'n ander pad van nou. Ja, is so belangrik wat jy sê. Ons moet gereeld onthou, onsself herinner, maar ek self staan nie in die middelpunt nie. Dit is God se huisgesin. Ek is deel van hierdie gesin, ek is deel gemaak van hierdie liggaam. Jy het vroeër na 1 Korintiërs 12 verwys, om die ander lede in die liggaam te dien. En of ek nou 'n voet of 'n hand of 'n elmboog is, ek is hier om my gawes te gebruik tot die nut en die saligheid van ander. Dis hoe mooi in een van ons formuliere staan, nut en saligheid, met ander woorde, dinge vir hierdie lewe en vir die ewige lewe. So ons verantwoordelikheid is om te besef, ek staan nie in die middelpunt nie. Ons verantwoordelikheid is ook om te besef, wanneer God van vrede praat, gaan dit primêr oor 'n verhouding met hom. Hy herstel daardie vrede. En dan moet ons ook besef, maar
kerk wees gaan soms moeilik wees. Dink maar net aan die gelowiges in die Nuwe Testament, Efesiërs 2 wat sê, Jesus het die skeidsmuur afgebreek. Die Grieke en die Jode saam almal in een gemeente. Nou, ons is reeds verskillende mense en selfs verskillende mense wat min of meer uit dieselfde volk uitkom met konflik. Nou moet jy weet, is daar nou nog verskillende volke ook by mekaar kom. Maar die groot faktor is Christus. Hy het ons by mekaar gesit. Hy lei ons om hom daarin te dien, deur mekaar ook gereeld te vergewe. Nou 'n bietjie 'n vraag, maar hoe behoort konflik in die kerk hanteer te word? Wat is byvoorbeeld die rol van ouderlinge? Ek dink aan een spesifieke voorbeeld in die woord 1 Korintiërs 6 van gelowiges wat wil hofsaake teen mekaar maak. Soms loop konflik so diep en so seer en so ver, dat sê wel nou moet 'n wêreldse hof hieroor oordeel. En dan is die Here se leiding wat ons daardeur sy Gees sê, nee, julle moet self oor hierdie goed oordeel. En daar het jy wyse ouderlinge nodig om saam met lidmate te kan sit, die proses deur te trap, saam te bid en dan leiding te gee, om te sê wel, hier is hoe hierdie hanteer word. Daarmee saam ons elkeen se verantwoordelikheid om te vergewe. En dan wanneer ons natuurlik agterkom, ek het heeltemal oortree teen iemand, want baie keer kom ons dit nie in daardie oomblik eers agter nie. En as ons mooi daaroor nadink, dan besef ons maar, sjoe, ek was verkeerd geweest. Om dan daardie broeder of suster op te soek, hulle te sê, ek het oortree teen jou, sal jy my vergewe? En of jy nog enige voorstelle het nie? Ja, net 'n paar gedagtes van my kant af. Die groot olifant in die kamer met konflik in die kerk is dat ons moet erken dat kerkmense dikwels sleg is met konflik, sleg hantering van konflik, né? Ons hoor baie keer dat selfs die wêreld die kerk aankla oor hulle verskriklike bekleierery en konflik met mekaar. En dit is so omdat ons gaaf wil wees en graag dinge onder die mat wil invee sodat dit nie ontplof nie. En dit is nie ons ding in die kerk moet hanteer nie. Maar ek dink een goue reël wat ons moet in ag neem, ek dink dit raak aan met wat jy gesê het oor ouderlinge en al daai tipe goed, is dat wat ons in Matteus 18 vers 15 leer, is die bekende opdrag oor hoe ons konflik moet, of dissipline in die algemeen moet hanteer, maar ek dink dis is konflik maar, want ons het ons maar gewoon 'n konflik met mekaar as daar ook sonde is. En die goue reël is hou die sirkel so klein as moontlik vir 'n begin. Gaan eers na jou broeder toe. Die persoon met wie jy konflik het. Hou daai sirkel klein, anders ontaard net in 'n geskinder in die kerk. En dan het konflik 'n manier om uit te kring na kampe toe en in hiërargie en sulke goed te skep. So hou dit eers klein, gaan na die persoon toe met wie jy konflik het. 'n paar praktiese dinge. Ons dra nie meer hoede in die kerk nie, maar ek kan dink aan die ou dae as dit dan nie voor jou gesit het met elke Sondag met hierdie groot hoed en jy kan nie die predikant sien nie en dan raak jy geïrriteerd daarmee, jy weet, of iemand se kind wat in die kerk sit saam met hulle en aanhoudend raas en nie almal van ons is ewe sensitief oor die geraas van hierdie is klein goede nie, Gerry, wat ons daagliks mee, seker die meeste konflik in die kerk het, of hoe jy aantrek. Jy weet net jy die bondbaadjie aan wat jy elke Sondag aantrek en ek hou net niks daarvan nie, want ek kom met die 50's uit en 'n man trek nie 'n bondbaadjie aan nie. Punt, jy weet. En so nou is ek in konflik met daai broeder en ek sit elke Sondag gegrief met daai broeder in die kerk en nou nog aan die nagmaaltafel met hom sit met sy bondbaadjie. En seker goede. So gaan na die broeder toe, gaan na die suster toe, gaan praat mooi, benader mekaar. Ons het hierdie spanningsveld binne in ons is bang om eerlik met mekaar te wees. Gaan reguit nederig na jou broeder en jou suster en sê, my geliefde broer, ek wil ietsie met jou regtig as my medefamiliegenoot bespreek en ek mag verkeerd wees. Ek kom eerstens om by jou te kom hoor of ek dalk verkeerd is of verkeerd dink, maar help my gou oor hierdie saak te dink. Daai ding wat jy doen of die manier hoe jy praat Sondag met jou kinders by die kerk of daai gewoontes wat jy het of ek is ongemaklik daaroor. Help my gou met daarmee. Jy weet, benader so en dan betrek die ouderlinge. Ons moet dit doen en ons is te bang om dit te doen. Want ons wil nie die konflik met uitkring nie, maar dit is hoekom daar ouderlinge in die kerk is. As jy nie regkom nie, vat 'n ander broeder, gaan soek 'n wyse broeder of 'n suster. Saam sê, kom ons gaan praat saam. Ek het met die persoon gepraat. Ons kom nie tot 'n rigting en dit pla my nog steeds en as dit is net gewone konflik is, dan kom daar 'n punt waar jy jouself ook maar 'n bietjie neerlê
sê maar goed, ek het hierdie pad gestap. Dis nie 'n sonde saak hierdie nie, of dis nie maar as dit 'n sonde saak is, dan betrek ons die ouderling. Ons sê broeder, ouderling, ons het 2 mense na die auto gegaan, die ding maak konflik tussen my en daai persoon, omdat hy die doen en so voort. So weet. Ja, en dit is die manier hoe ons dinge moet hanteer. Daar's so baie nog om daaroor te sê, maar neem in ag Efesiërs 4 vers 26. Ons kan kwaad word, maar moenie sondig nie. En ook laat die son nie sak onder jou tone nie. En ook ek dink daai een teks wat ons baie keer vergeet, Matteus 5 wat Jesus gepraat het in die bergrede. As jy by die altaar is en jy onthou 'n broer of suster iets in jou, gaan maak eers vrede. Dit is terug na die verantwoordelikheid dink, nê? Ek is nooit los van die verantwoordelikheid as ek dink ek is onskuldig nie. Ons moet vrede met mekaar najaag. Ja. Dit wys vir ons ook hoe belangrik ons gebede is. 'n Psalmdigter wat op 'n paar plekke bid, maar Here, wys my die verborgde sondes in my hart. Dat ons die Here vra, maar wys vir my waar ek onnodig ander leed aangedoen het. En om dan die stap te neem, soos jy sê, maar gaan maak dit reg. En ons is baie bang daarvoor, ons baie versigtig. Ons dink baie keer, maar wat gaan gebeur? Of maar neem net daai stap. Dit is waartoe ons geroep word deur ons Here. Hy het ons vergewe. Ons word geroep om mekaar te vergewe. Natuurlik in 'n wêreld wat nog nie volmaak is nie, in 'n kerk wat ons is die strydende kerk. Met ander woorde, ons stry teen die sonde en die dood, maar soms dink ons dit beteken ons stry net met mekaar die hele tyd. Dis ook nie waartoe ons geroep is nie. Daarom dit vra van ons, maar wees nederig. As ek aanstoot gegee het en ek kom dit agter, gaan sorteer dit uit. Daarmee saam na die ander kant toe ook om mekaar genade te gun, om onsself te herinner, maar ons is nog besig met ons almal. Ons is nog besig om heilig gemaak word. Dit is nog nie volmaak nie. So ja, daar kan nog baie sekerlik gesê word oor die onderwerp, en ons kan maar net weer luisteraars aanmoedig om na ons episode oor vergifnis ook te gaan luister. En ons hoop hierdie gesprek van ons was vir julle opbouend en behulpsaam, en mag julle ook in julle geloof groei en ook die moeilike dinge doen. Daar waar jy dalk agterkom, jy het iemand aanstoot gegee, gaan praat met hulle en vergewe mekaar. En dan sien ons uit daarna om 'n volgende geleentheid weer met julle saam te gesels. Mooi dag verder.